Goeiemôre, ons is vanmôre op 13 Maart 2025, lesing 246 van die Groot Johannes Evangelie boek 2. Nou jammer vanmôre dat Erna 2 keer probeer met hierdie bladsy, maar die drukkersduiwel het iewers daai boonste stuk afgesny. Maar ek sal van die oorspronklike aflees en dan plaas ek hierdie oorspronklike op die groepe. Die opskrif van hoofstuk 1:16 is: die leer moet verder vertel word. Toe sê ek Yeshua aan hulle: geseënd is julle, omdat julle glo dat die Seun van die mens deur die Vader in die hemele in hierdie wêreld gestuur is, om die gevallenes op te rig en die gevangene te verlos. Maar neem julle almal goed in ag, dat julle oor alles wat julle nou as besondere tekens van my gesien het, niemand iets vertel nie, want dit sou 'n dubbele kwaad wees. Watse tekens het hy daar gedoen? Geweldige genesings, duisende, op die water geloop, maar die twee wat ek nou vinnig aan kan dink, en o ja, die hemele was geopend gewees, geopend sodat jare al die engele kon sien wat vir Yeshua dien. En nou sê hy, moenie daaroor praat nie, want die gewone wêreldmens sal dit nie glo nie. En is vandag ook so. Hoe kan jy sulke nonsens glo dat iemand op water kan loop? Die wette van wetenskap sê dit kan nie gebeur nie. Ja, dit is so as jy natuurlik na die ding kyk. Maar niemand het nog ooit deurgedring in die wette van die geestelike wetenskap nie. En in die geestelike wetenskap is alles moontlik. Nou ja, die gevangenes moet opgerig moet word en die gevallenes, dis die wat hoofsaaklik vandag in kerke vasgehou word. Kerke is eintlik nie heeltemal die regte naam nie, dit moet wees kerker. 'n Kerker is 'n gevangenis. En hulle hou die mense daar gevange deur valse leerstellings en deur hulle self voor te doen as leermeesters, terwyl Yeshua sê, laat niemand julle leermeester noem nie. Nou leermeester is in Hebreëus my rabbi, in Afrikaans is dit dominee of pastoor of eerwaarde. Dit is almal leermeesters, en hy moenie, jy mag jou nie self leermeester noem nie, dis in die skrif verbied. Hoekom nie? Want Yeshua leer nie leermeesters nie. Hy sê, ek is julle leermeester. So ons moet die volk wegkry van die kerkers, die tronke en die bewaarders van die tronke, wat hulle self as leermeesters aangestel het. Dis ons groot werk. Ja, ook die mense wat in tronke sit fisies, wat ook nood het, moet ons gaan besoek. En hierdie gemeente het dit in die verlede gedoen, tot ons verban is uit die tronke. Ek het 'n brief wat sê dat ons die dogter van Sion met ons boek van herinnering nooit meer in die tronke mag kom nie. Ons mag nie vir die mense die waarheid predik nie. So kom ons gaan aan. Die helfte van hulle wat dit sou hoor, sou hulle self vererg en die woorde nie slegs nie glo nie, maar julle ook nog as gek verklaar en oral van julle kwaad praat. Want 'n blinde is in sy woede gevaarliker as 100 siendes. Die ander helfte daarenteen sal julle getuienis te liggelowig aanneem en hulle self en hulle doen en late uiteindelik self so beperk dat hulle dan heeltemal niks meer uit hulle self sal kan doen nie. En dit beteken dat die vrye gees van die mens gedood word. Maar die leer wat julle gehoor het, moet julle aan julle vriende en bekendes vertel, want my woorde bevat ewige waarheid, wat alleen die mens kan vrymaak, wat haar, die waarheid in hom opneem, haar tot sy lewensrigsnoer maak en daardeur erken, dat sy Elohim die ewige waarheid is, want die waarheid is en was en sal altyd wees, het bestaan en is die ewige lewe van elke mens, wat haar die waarheid lewend in hom het. Maar jammer genoeg sal daar baie wees wat hierdie waarheid nie sal hoor, en nie sal wil aanneem nie.
en haar sal agtervolg, asof sy 'n vyand is, en ander sal haar weer ontvlug uit angs vir die magtiges van die aarde, as te ware soos 'n dodelike pes. Maar die wat dit doen, sal in hulle self geen ewige lewe deelagtig word nie, maar die ewige dood sal hulle deel wees. Toe Yeshua hierdie woorde uitgespreek het, was die trooster nog nie uitgestort op die aarde nie. Die waarheid was in hom gesetel. Alles wat hy gepraat het, het deur sy gees gekom. En daardie gees noem ons die gees van waarheid, wat natuurlik al die ander dinge bevat, die liefde, die wysheid, die krag, al die dinge. Maar toe hy opstaan uit die dode, verkry hy 'n reg om die gees van waarheid wat in hom was vir 33 jaar, aan almal van ons te skenk. Die gees van waarheid word genoem die trooster, en in Grieks en in Hebreëus is dit vroulike woorde, daarom die verwysing vroulik. Maar hierdie gedeeltes is gedikteer aan Jacob Lorber in Duits, wat ook nog 'n taal, 'n Germaanse taal is, wat nog die geslagtiglikheid dra. Ons het nou sommer 'n dit ingebring, en die Engelse 'n it, wanneer hulle van iets praat, maar dan moet dit mannelik of vroulik wees. En die trooster is tog duidelik 'n vroulike naam, want as jy na die huwelik kyk, wie is die trooster in 'n huwelik? Natuurlik die ma. Die pa is nie die trooster nie. Die pa doen die dinge wat moet gedoen word. Hy versorg, en hy lei, en hy gee partykeer pak sla ook. Maar ma is die trooster. En so is die trooster gees wat hy sê, as jy nie daai trooster deelagtig word nie, sal jy nie gered word nie. In Openbaring, die laaste hoofstuk, is dit nog kragtiger. Ek dink dit is 21 of 22 vers 14. Dat die wat die waarheid in die waarheid is, verkry 'n reg op die nuwe Jerusalem. Het is interessant dat jy 'n reg verkry. Maar baie duidelik ook in daai selfe hoofstuk is dat leenaars nooit die koninkryk se poorte sal binnegaan nie. En daarom veral hier op hierdie plaas waar ons elke dag met baie moeilikheid en probleme te doen het, is ek verskriklik ernstig teenoor mense wat blaatant vir jou lieg. Hulle sit vir jou so en lieg in jou gesig. Dan het jy al die bewyse, ons het selfs baie keer kamera bewyse, dan lieg hy, dis nie hy nie. En die erge ding van lieg, gaan nie oor daai spesifieke daad wat ons hom nou uitgevang het nie, dit gaan oor sy ewige lewe. Want die leuen het so diep ingetrek in so 'n persoon, dat hy nooit weer die waarheid sal soek nie. Nie op wêreldse gebied nie, en ook nie op geestelike gebied nie. En moenie 'n fout maak nie, ons almal wat in die wêreld was, het maar lekker gelieg. Bel die ou jou bankrekening is leeg, want die ou het jou nie betaal nie. Sê, waar is my geld? Nee, die cheque is in die pos. Maar dis 'n leuen. Maar jy het nie 'n keuse nie, jy kan nie voortgaan nie. So is die hele Babylon, is 'n leuen. Jy kom op 'n ou af met 'n kwotasie, maar jy lig die ding, sodat jy kan stry en dan 'n laer prys kan op ooreenkom. Dis 'n lieg. Klein leuen, maar dis 'n leuen. So die hele wêreld daar buite waarmee ons te doen het, is leuns wat ons moet probeer in ons lewens vermy. Want eers wanneer jy die leuen totaal uit jou geban het, sal Vader se waarheid voluit in jou opstaan. So dis 'n proses vir ons almal. Wie die liggaamlike lewe liefhet en daarna streef om dit tot elke prys te behou, sal met die weldra eindigende liggaamlike lewe ook die ewige lewe van die siel verloor. Wie egter die liggaamlike lewe verafskiet, sal die ewige lewe van die siel wen. Dink wel daaraan. Wie nog iets te vra het, laat hom nou vra. Ek sal hom antwoord.
Die liggaamlike lewe om elke dag te leef, om te bekommer oor jou geld, jou inkomste, al die dinge wat ons oor bekommer. Dit eindig by die liggaam wat doodgaan. Maar wat het jy gedoen terwyl jy geleef het vir die lewe van die siel? Dis waaroor alles gaan. In hierdie afgelope week het 'n dierbare tannie by ons dood gegaan. Sy was baie lank bedlê. Ek het net vreugde in my hart gevoel, want hierdie tannie se siel was so sag en so vol liefde, dat enige iemand wat haar nog hier wou gehou het in die toestand waarin sy moes lewe, se kop moet raas. Maar nou ja, die wêreldmens verstaan dit nie, hulle het nie die besef van 'n lewe na hierdie lewe nie. En daarom as so 'n mens heen gaan, staan daar in die boek Prediker, ons moet juig as so 'n persoon doodgaan, want sy is nou by haar ewige bestemming. En dit is iemand wat vir die siel se lewe gesorg het. En moenie bekommer as jy nie die vermoë het om daarvoor te sorg, soos wat iemand anders dit kan versorg nie. Hierdie tannie het geen vermoë gehad nie, sy het 'n ou pensioentjie gehad, sy was bedlê, maar liefde het uit haar uitgestraal vir elke daad wat aan haar gedoen was. En dit is 'n voorbeeld vir ons om saam te neem. Ons kan almal vir ons siele sorg as ons net wil. En as dit op 'n klein gebied is, maak dit nie saak nie. Jy doen wat jy volgens jou vermoë kan doen. En verder bid jy. Want om te bid vir mense se welbehaag, soos om te bid vir armes dat hulle gehelp word, blindes dat hulle kan sien, dowes dat hulle kan hoor. Daardie gebed kos niks. Dit kos net jou tyd en jou medelee. Het jy werklik medelee met daai persone? Bid vir hulpbehoevende kinders, wat in die oggend moet opstaan en vuur maak, want daar is nie krag nie. Water gaan haal iewers by 'n kraan, want daar is nie water nie. Uit 'n skottel hulle self moet was, en 'n ellendig verslete ou rokkie moet aantrek om skool toe te gaan. Sonder toebroodjies, want daar is nie brood in die huis nie. As hulle gelukkig is 'n stuk pap. Ja, daar is baie kinders wat so skool toe gaan. Die mense in Elandspoort vertel my, dat daai arme kindertjies wat daar kos kry, die enigste ete is van die dag wat hulle kry. Hulle eet nie weer nie, want daar is nie. Maar het ons daai medelee, en dit is deel van die ewige lewe van die siel, dat jy daarmee medelee het in jou gebedslewe, en so ver moontlik daardie mense se lot probeer verlig, binne jou vermoë. Nou sê die hoofman, Majesteit en Meester, wat kan ons hier nou nog verder vra? Wie u is, dit weet en voel ons. Wat ons moet doen, weet ons ook, en daar sien ons die noodsaak van in. Ook weet ons en voel ons diep in ons, dat u die ewige lewe het, en dit aan elke mens kan gee en sal gee, as hy na u woord leef en handel. Meer te weet sou vir ons mense onnodig wees, te meer nog omdat ons in u naam, soos wat een van u leerlinge my vol oortuiging verseker het, tog al met 'n lewende geloof self siekes kan genees. Onthou, op daardie stadium was die disippels al eenmaal uitgestuur na die stede toe, en hulle het die mag gekry om siekes te genees, duiwels uit te dryf en al die ander dinge. En het hulle reeds van daardie kragte gewaar word. Ons is vir u die onverwagse en ewig onverdiende barmhartigheid en ontferming ewig dank verskuldig. En ons gee u die waaragtige versekering dat u vir uself in ons dankbare harte 'n ewige gedenkteken opgerig het, wat die mag van die hel en alle storms van die tye sal trotseer. En daarom dink ek dat ons onsself nou, omdat dit al taamlik diep in die nag is, te ruste moet begeef. Maar ek dring nie daarop aan nie,
hoewel ek wat my betref nog eenmaal moet kontroleer hoe dit met my manskappe staan. Joshua sê vir hom, laat dit maar, want net soos gister is alles daar in orde. Ek wil egter vandag nog tot na middernag wakker bly, want julle sal sien dat ons opbly nie verniet sal wees nie. Vandag nog sal daar reisigers uit Jerusalem aankom, met daaronder fariseërs en skrifgeleerdes, waarmee ons baie werk sal hê. Nou moet ons weer hierdie gedeelte deurtrek na ons tyd toe, en ons het nou juis gesien dat hierdie verhaal speel af in die eindtyd, en hierdie herberg is ons volk, en Jara sit nog steeds op Joshua se skoot, die een wat hom baie lief het, wat ons dan gesien het, dat dit die klein gemeentetjie dogter van Sion is. Maar die middernag wys aan die einde die tyd wat op sy donkerste gaan wees. Want geestelik is tyd op sy donkerste middernag. En in hierdie middernag van hierdie tyd wat nou oor ons kom, sal daar ook dominees en pastore en eerwaardes na ons toe kom. En dit is wat hierdie verhaal nou, wat ons nou gaan lees, oor afspeel in die gees, in die profetiese geestelike. Jebal sê, dit is baie naar, hulle moes maar liewer wegbly. Nou ons voel ook so. Dit is 'n gevoel wat jy het nie baie liefde om daai mense te probeer draai nie, want jy weet, hulle wil nie hoor nie. Sulke gaste vind ek steeds die onaangenaamste, want een van hulle het net soveel aandag nodig as 100 ander vreemdes, wat vir hulle versorging betaal, terwyl hierdie alles verniet wil hê. Daarby is hulle met niks tevrede nie, veral as hulle 'n bewys van die tempel het, dat hulle amptelik op reis is. Ag meester, daar het u my regtig niks opwekkend gesê nie. Ai, wat moet ons nou voor die tyd doen? Joshua sê vir hom, bekommer jou nie. Die voorraadkamer en die kelder is vol. Vir slaapgeleentheid vir honderde is in die huis ook lankal voorgesorg, en meer is nie nodig nie. Hulle is ter wille van my deur Jerusalem na Nasaret gestuur, maar omdat hulle my hier sal vind, sal hulle nie na Nasaret gaan nie. Môre sal julle almal vir hulle vererg, maar ek sal hulle helder wyn skenk, sodat hulle uit nyd en ergernis môre nog hierdie plek sal verlaat. Wat beteken dit die voorraadkamer en die kelder is vol? Daar is genoeg woord en genoeg liefde in daardie plek. Dis wat die voorraadkamer in die gees voorstel. Die brood is hierdie woorde wat ons vanoggend lees, en daar is in ons voorraadkamers in hierdie gemeente genoeg om vir baie duisende mense kos te gee. En die wyn stroom uit elkeen se hart uit vir sy naaste. Dis die liefde. Nou sê Jebal, dan kry ons egter die duiwel op ons nek, want hulle sal dan in die tempel dinge oor ons sê, waaroor die honde geen lus vir brood sal hê nie. Joshua sê, daar sal voor gesorg word, dat hulle tuis nie baie sal sê nie. Na hierdie verklaring van my breek daar 'n tydjie aan, waarin elkeen wat homself in die vertrek bevind het, hulle self baie stil en rustig hou, en slegs in die hart besig is. Volgende hoofstuk, aankoms van siekes en fariseërs by Ebal. Na etlike oomblikke klink daar 'n rumoer voor die huis. 'n Mens hoor stemme in allerlei tale praat. Dadelik begin die honde van die buurman 'n Griek hart te blaf. En Ebal sê, o wee, dit sal wel hulle wees. Joshua sê, nog nie, dit is siekes, maar dit sal nie meer lank duur nie. Dan sal die ander ook hier wees. Die siekes moet egter tot môre wag, want vir vandag is daar genoeg genees. Maar gaan tog maar na buite en laat almal wat gekom het na 'n herberg bring, en gee diegene wat honger en dors het iets te eet en te drinke.
Na my woorde gaan Ebal dadelik met sy huisdienaars, wie se hulp hy ingeroep het, die groot hof voor sy huis in, en vind dit byna vol met allerlei siekes, waaronder daar baie Grieke, Romeine en Egiptenare was. Hulle wil almal na my toe kom, om genees en gesond gemaak te word. En hierdie paragraaf wys vir my ook op die versameling aan die einde van die tyd, van mense oor die hele wêreld, wat hiernatoe gaan kom, vir genesing, terwyl die Antichrist dan reeds oor die aarde gaan regeer. Want onthou, hierdie is 'n vrystad, en in die gees 'n vrystad, omdat die engele van Vader almal sal beskerm wat daar is. Ek het iewers, ek weet nou nie waar ek het gelees het nie, maar is een van die profesieë, dat daar 'n koepel oor ons getrek gaan word. 'n Geestelike koepel, sodat niks van die vyand ons iets sal kan doen nie. So, dis iets om na uit te sien. Ebal wys hulle egter 'n herberg aan, en laat hulle versorg, elkeen na behoefte. Na hierdie taak kom hy weer in ons saal in en sê, alle lof aan die meester, hulle is vir vandag versorg. As die aangekondigde skurke uit Jerusalem ook maar so maklik versorg kon word, maar dit sal egter nie so maklik gaan nie. Terwyl Ebal vanweë die Fariseërs en skrifgeleerdes wagte uitgesit het, nog so half klaan sit en pieker, kom daar al 'n dienaar die saal in, en deel tot die skrik van Ebal mee, dat die aangekondigdes al daar was. Ebal snel na buite om hulle te ontvang, en sy 2 vroue en die ouer dogters volg Ebal om hom te help, en Ebal se seuns doen dieselfde. Slegs die liewe Jara bly by my. Dit is vir my so mooi. Sy het net Yeshua. Dis al wat sy wil wees. Die hoofman wat ook naas my gesit het sê, as ek Ebal was, weet ek wel wat my te doen gestaan het. Ek sou my knegte beveel het om hierdie kerels goed te gesel. Wat sou hulle hom kon aandoen? En dit sou seker nie die eerste keer wees dat so ontvangs hulle erns te beurt val nie. Ek sou baie korte mette met hulle maak. En as hulle hier inkom, dan sal ek hulle in elk geval so poetsbak, dat hulle na liggaam en siel sal staan en bewe op hulle bene, asof hulle die koors gekry het. Ek sal hulle vra op wie se bevel hulle so diep in die nag in 'n plek met 'n Romeinse besetting durf ingekom het. Ek sal hulle wel laat sien dat elke plaaslike kommandant die reg het om elkeen van watter afkoms en watter geloof hy ook al is, gevange te neem, en as hy hom nie geldelik kan verantwoord nie, onmiddellik aan die reg oor te gee. Dit sal ek weliswaar nie daadwerklik op hulle toepas nie, maar ek wil hulle tog wel 'n paniekerige skrik op die lyf jaag, sodat die angssweet tot oor hulle hakke na benede sal loop. So hierdie hoofman wat 'n Romein is, het geen liefde vir hierdie tempelpriesters en fariseërs nie. Niks. Jy kan dit uit sy woorde hier, kan jy dit aflei. Want hulle was al so deur hierdie mense verpes, terwyl hulle eintlik die land besit het. Hulle is die baase, die Romeine het die hele Judea beset. Maar hierdie fariseërs en skrifgeleerdes het met 'n hoogmoedige houding verwag dat hierdie Romeinse soldate hulle ook moet aanbid. En dis die houding wat hulle gehad het. So al wat hierdie Romein nou doen, hy trek maar net 'n bietjie ram. En dis wat hy wil wys, wie's die eintlike baas. Wat maar menslik is, maar kom ons hoor wat sê Yeshua daarvan. Yeshua sê, vriend, doen wat jy wil. Ek lê jou geen beperkings hierop nie. Maar as jy hier 'n bepaalde ampt wil uitoefen, dan moet jy nou na buite gaan, en dit buite met hulle in die teenwoordigheid van sommige van jou onderaanvoerders bespreek. Die hoofman sê, o meester, laat dit maar aan my oor, want my wette en my regte weet ek om oral te handhaaf.
Na hierdie woorde roep hy sy dienaar, wat in die voorhof wag staan. Hy kom vinnig die saal binne en meld hom by die hoofman. Die hoofman sê aan hom, stuur die koerier na die kamplaar en laat die onderbevelhebber onverwyld 30 man na my toe stuur. Gaan. Na hierdie woorde verlaat die wagter onmiddellik die saal en binne 10 minute stap die 30 man met die onderbevelhebber die saal al binne en word deur die fariseërs wat hulle self nog op straat bevind, wat hulle met alle eer laat behandel, nie opgemerk nie. Die opperbevelhebber vra die hoofman wat daar nou gedoen moet word. Die hoofman sê, voorlopig niks belangrik nie. Dit is slegs die bedoeling om by die vreemdelinge respek af te dwing, dat hulle dit in ag moet neem. En as die Romeinse garnisoenwette vir hulle vreemd sou wees, dan sal ons dit vir hulle inprent. Gedraai jou dus rustig en ernstig en let op al my aanwysings, laat dit so wees. Spoedig daarna open Ebal die deur van die saal wyd en ongeveer 20 fariseërs en skrifgeleerdes kom binne. Dit spreek wel van self dat die 20 nog 'n aantal begeleiers by hulle gehad het, met pakesels en muildiere wat hulle en hulle veelvuldige reisbagasie moes vervoer. Vir die begeleiers en die diere en alle bagasie moes gesorg word. Toe die fariseërs en skrifgeleerdes almal in die saal was, bekyk hulle onmiddellik die aanwesige geselskap noukeurig deur en vra die herbergier waarom die Romeinse soldate hier was. Ebal sê, hulle sou gehoor het dat u hierheen sou kom en hulle kom om u die gepaste eerbied te betoon. Een van die fariseërs sê, dit sal jy meestal nie van die Romeine verwag nie. Maar laat dit wees soos wat dit is, ons is honger en dors. Laat kos en drank gebring word. Soms so bars, nie eens vra nie, laat dit net gebring word. En hierdie ouens is gewoond dat hulle ook nie betaal nie. Ebal bring al die hande en voete wat daar buiten my en jare in die huis aanwesig was, in beweging en in 'n kort tyd staan daar 'n goed voorsiende tafel. Die fariseërs was hulle hande en val daarna die kos aan. Baie gou is alles opgeëet en ongeveer 60 bekers wyn word leeg gedrink. Hulle was omtrent 20, so elkeen suip toe 3 bekers wyn uit. En daai bekers is so groot, hoor, dis soos hierdie minstens die 500 ml bierbeker wat ons ken. Die wyn maak hulle egter spraaksaam en hulle begin oral navraag te doen. En vertel baie gou die rede van hulle koms en vra aan my Yeshua deur te sê, weet julle wat hier is, niks van 'n swerwer wat in Nasaret gebore is nie? Hierdie persoon, waarskynlik 'n timmerman van beroep, moet volgens hoor sê ongelooflike towery uitvoer, 'n nuwe godsdienst propageer, siekes genees, geeste besweer en die volk opry teen die tempel en die keiser. Ons is vir hom op weg na Nasaret om hierdie saak daar te gaan ondersoek. Omdat hy egter in die hele Galilea aktief skyn te wees, kan julle hier miskien wel iets meer van hom af weet. Dit is die einde van die hoofstuk. So, ons sal dan môre verder lees oor wat gebeur in daai eetsaaltjie. Is nie veel oor dit te sê nie, maar daai self-aanmatigende houding wat hierdie skrifgeleerdes en fariseërs aan die dag lê daar binne, dat die wêreld hulle iets skuld en dat almal hulle moet vereer, is vandag nog steeds teenwoordig in hierdie organisasies. Ek sê nie in almal nie, net soos wat daar goeie fariseërs was wat Yeshua tot bekering kon kry, is daar goeies van hulle ook. Maar oor die algemeen soek hy die verering. Soek hy dat mense hom opkyk na hom. Self doen hy nie veel om opgekyk te word nie, maar dis wat hulle verwag. So ons lees môre verder wat dit in daai saaltjie gebeur. Baie dankie.